Hy verduidelik vir ons in die skrif, en ek gaan begin nou deur om hierdie stuk te lees vir ons. In 1 Timoteus 6 vers 12, Lynn as jy my kan help met dit, 1 Timoteus 6 vers 12. Baie bekende stuk. Die ding is ons, ek hoor baie keer as die mense sê, ja, maar die Here, ek hoor iemand iets die dag sê, dat toch, Here help ons. Verduidelik hoe 'n pastoor iemand geslaan het, en dat het oukei is, want die pastoor het net opgestaan. Nou kan ek vanaf sê, ek self nie altyd die rustigste hou nie, en daar het al partykeer sulke terrible gedagtes in my kop ook opgespring. Maar daar's een verskil deur om te sê, ek sê nie ek is heilig nie, maar wat ek vir jou sê is, wanneer ons begin sleg goed noem, dan het ons 'n probleem. Sleg bly daarom sleg, verstaan dit al, is dit dat ek dalk die gedagte dat jy kwaad word, die gedagte dat jy voel, yes, ek wil iets doen, dat ons altyd sal besef, dat goed bly goed en sleg bly sleg. Dat ek nooit goed sal sleg noem nie. En hierdie gedeelte verduidelik hy vir ons, en hy sê, stry die goeie stryd, hy sê, fight the good fight in Engels, ek hou eintlik van die Engels meer. Hy sê, fight the good fight. Die ding is, daar is 'n battle, maar die battle is nie wat jy dink het is nie. Die battle is om goddelik te bly in die storm. Ek sê eerlik. Ek sê altyd vir die mense, baie keer as al mense gesê het, baie keer tussen my vriende, was ek enigste wat nie gedrink het nie. En ek was daar, en dan sê hy vir my vriend byvoorbeeld vir my iets, sê hy, o, Jesus, is 'n sissie, of wat ook al. En dan baie keer sal my reaksie wees van, dink jy regtig dit is makliker om te drink, moeiliker om te drink as om nee te sê? En ek sou die vraag vra, en dan soos, naderhand het hulle mense 'n vraag gevra nie. Want die fight, the real fight, is nie die nog een nie. Die real fight is om nee te kon sê, terwyl almal anders te ja sê. Wanneer, dit is die fight is om God op te hou, wanneer die wêreld sê gaan aan. Daai is die battle. Die battle is nie om agter 'n mooi vrou die hele tyd aan te kyk. Hierdie battle is om die kop weg te draai en God te versoek in daai tyd. Dis die battle. En dit is wat sterk manne maak. Dis wat sterk vrouens maak, is om God te kies bo die vlees. Dis daai shift. Dis dit wat die verandering bring. Dis dit wat maak wie ons is. Hy sê stry die wat? Goeie stryd. Daar's baie battles wat jy kan fight, maar maak seker dat die battle wat jy fight eer God. Maak dit sin? Die stryd wat jy, die geveg wat jy aan het, maak seker dis 'n goeie geveg. Dit eer God. Hy sê die goeie stryd van wat? Van geloof. As jou geveg die fisies is, dan weet jy het hom klaar verloor. As jou geveg fisies is, dan het jy hom klaar verloor. Hy sê met die geveg, die goeie stryd van wat? Van geloof. Soos dis iets wat jy glo is die beste pad, eerder as dit wat jy sien. Want die fisiese kan jy sien, maar die geloof kan jy nie sien nie. Maak dit sin? Dis wat weet ons is met regte stryd besig. Sodra dit die persoon is, van, yes, jy weet, daai Martha, as ek al sien. Wow, jy het klaar verkeerde geveg waarmee jy besig is. Want is nie 'n geveg van geloof nie. Dis 'n geveg van 'n persoon. Amen. En baie keer is dit gesê, dan kan jy sê, maar die persoon is selfsugtig. Dis die waarheid. Daai persoon kan dalk, maar waar kom uit selfsugtigheid uit? Dis altyd uit 'n plek uit van trotsheid. Goed waar mense God in mis. En dit veroorsaak wat ons sien. Ek kan ek vanaf vir sê, moenie net dink hulle het dit nie. Ek is jammer om vir te sê eers jy vergewe my. Sê vir die persoon langs, ek vergewe hom. Jy gaan moet dit sê, want hom wil geen kwaad wees, okay? Ons het dit ook.
Ons het dit ook. Ons my nature, daar was, nou die dag kom ek iets op, en ek wil iets aan my vrou sê, en terwyl ek dit wil sê, as ek dit nou vir sê, manipuleer ek al. Dit kom met my op. Ek kan net vir sê nie. En sy sê, ek moet die situasie verander. Ek sê vir ek sê vir dis hoe ek voel, maar as ek hierdie vir jou sê, manipuleer ek jou. Want wat ek vir jou eintlik probeer sê is, wanneer jy om my is, mag jy nie hierdie goed doen nie, jy moet net so doen, want dis hoe ek het wil hê. So jy kan nie jouself wees om my in hierdie situasie nie, want dis wat aangaan. Ek besef, daar's manipulasie in my hart as ek hierdie sê. En dit maak my nie great nie, dit maak my net wys my hoe vulnerable ek is, en hoe maklik en hoe diep ek Jesus nodig het. Dit maak my nie fantasties omdat ek hierdie goed raak sien nie, dit maak my op 'n plek waarin ek het Jesus diep nodig. En hoe meer jy jouself ontdek, en baie keer wil mense nie self so ontdek nie, want ons wil nie swak wees nie. Maak dit sin? Ons wil nie, niemand hou daarvan nie. En ons almal het 'n bietjie van daai trotsheid in ons van, ek wil nie swak lyk nie. Ek wil net sterk lyk. Ek wil nie, almal moet nie weet regtig. Maar wanneer ek besef is, wanneer ek op daai plek is, dan kan ek, want die Here sê vir die swakke, hy moet sê hy is sterk. Hoekom? Want hy moet weet, dat wanneer jy swak is, kan God jou te hulp kom. Maar wanneer jy dink jy is sterk, dis die plek van trotsheid, en God weerstaan die een wat trots is. Soos dis 'n battle wat jy op jou eie sal veg. God kan nie deel wees in jou trotsheid nie. Maar dan jy dink jy het dit reg gekry, en hy deel sy eer met geen mens nie. Maak dit sin? Is almal by? Okay, soos almal op trek, weet julle wat ons beweeg? Soos dit gaan oor van, die realiteit is toch fisiese fights wat crazy is om ons. En ons moet soos die Here help ons. Ek kan vir sê, dit kan so verskillende gevegte wees. Die een is 'n fisiese persoon, wat sê, jy is my vrou, yes, ek sukkel om oor die weg te kom met my vrou. Die ander is kollegas, die ander is finansies. Die ander geveg is, ek wil nie swak lyk nie. Die ander geveg is van, ek wil nie verkeerd wees nie. Die ander geveg, almal het verskillende battles. Niemand van ons is op 'n plek wat kan sê, ek het alles geoorkom nie. Ek gee nie om vir hoeveel beradings jy was, vir hoeveel goed jy deur was nie. Vra vir Martie, sê dan met hoeveel mense gewerk het, was hulle almal perfek geweest na die tyd, Martie? Nee, okay, soos hulle almal verstaan het was deur, gaan nie deur, daar's nog steeds goed, want ons moet die hele tyd ons hart check, en die Here probeer ons leer, dat ons moet die goeie geveg, konstant veg, en hoe ons dit veg, is deur wat? Die fisiese. Deur geloof. Deur geloof. Hy sê, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is. Hy sê, verstaan, wat is belangrik? Wat is belangrik? Jesus, dit klink of niemand weet nie. Dit maak julle my bang. Okay? Die ewige lewe is belangrik, okay? So as jy gryp na dit wat belangrik is, wat ewig belangrik is. Hy sê, want wat jy nou gryp, vergaan oor 'n paar jaar. Vergaan oor 'n paar jaar. Dis hartseer om hierdie dinge te sien. Dis as jy na hierdie goed kyk. Ek sê, ek het dit al genoem, want sê ek, as ek jou vra, wie was die 100 meter atleet wat die vinnigste voor Usain Bolt was, en meeste van julle dit kan antwoord nie. 90% kan antwoord nie. Dood eenvoudige rede is, want het maak nie saak wat se legende jy nalaat nie, tyd vergeet van jou. Alleenlik, wanneer jy die goeie geveg van geloof veg, verander jy mense se lewens, en jy sal vir ewige impak maak. Dis ook vir ewige impak maak. Ek beloof jou kleinkinders gaan my nie onthou nie. Ek garandeer dit. Maar weet jy wat? Hulle gaan teen hul ouma onthou wat die Here dien, en hopelik het ek 'n rol in haar ouma se lewe gespeel dat sy die Here dien. Soos ek het 'n generasie verander. Usain Bolt se lewe, great. My ma het eers vandag great. En mense gaan vir sê, ja, ek kan sien jy praat nou oor vinnig, want jy stadig, ek sien jou. Nee, ek gaan nie daaroor nie. Maak nie saak wat jy bereik nie. Maak nie saak wat jy bereik nie. Selfs met Elon Musk, hy is heiliglik die eerste triljoenêr in wêreldse geskiedenis. Okay? Eerste triljoenêr. $1 triljoen sterk. En
dit gaan net verdwyn. Gaan net verdwyn. Want sy eie kinders wil hom nie sien nie. Imagine dit. En dis wat dan vir jou vra is van, waar is ons met die Here? Mag ons net op 'n plek kom waar ons net sal liefde gee en omgee en 'n verskil maak en 'n impak maak. Want dis wat voor ons gemaak is om die goeie geveg te veg. Dis daai ding wat die Here ons roep. Hy sê, by ewige lewe waartoe jy geroep is en die goeie belydenis voor baie getuie kan getuienis afgelê het. Is daar 'n plek waar ek en jy 'n goeie testimonie kan nalat? Is ons lewe getuig ons van iets goed? As mense na ons dade, ons gesindheid in ons lewe kyk, sien hulle Jesus. Sien hulle Jesus. Sien my kind Jesus. Sien my kind Jesus as 'n kwaad word. Teendeel nie. Teendeel nie. Ek sê nee, maar pastoor, jy het verkeerd. Jy verstaan nie, Jesus het 'n sweep gevleg. En dan hy mense uitmekaar uitgeslaan. OK? Kom ons kom uit daar, want mense gebruik baie keer daar so verskoning. OK? Hoekom het Jesus mense geslaan? Omdat hulle hom persoonlik aangeval het, nee. Nee, dit het gegaan oor sy vader en sy vader se huis. Toe hulle hom aan die kruis vasgeslaan het, en 'n paar ouens plat geslaan en jab, uppercut nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het nie. Dis nie wie hy was nie. Was hy capable verseker, want as hy 'n sweep gevleg het, en daar was 'n klomp mense daar gewees, en hy het vir niemand teruggestaan nie, glo kon hy enigiets gedoen het. Maar hy het nie enigiets gedoen nie. Want as het gegaan het oor hom, het hy sy lewe neergelê. As het gaan oor sy vader, het hy weer sy lewe neergelê om sy vader se werk te beskerm. En dis wat dit is. Hy het gestaan waarvoor hy staan, iets wat ons leer om minder en minder te doen. Want of wat spreek jy hatred in vandag se tyd. As jy staan vir iets, dan spreek jy hatred. Ek wil nou nie polities raak nie, maar ek wil wel die bietjie van 'n storie vertel. Die woke culture wat huidigelik aangaan, nê? Support sekere geloofsgroepe. OK? Nou soos hierdie woke culture het sekere flaw en sekere goed wat hulle doen en weet jy wat gebeur in Amerika? Hierdie een religious groep, so hulle sê, yes, ons support julle, ons is daar vir julle, wow, great, ons laat almal toe, ons almal is welkom. Toe word een van daai ouens aangestel as een van die hoofde, en die eerste ding wat hy doen is hy ban hulle eie vlag waarvoor hulle gestaan het. En hulle sê, what? Wat gaan hier aan? En hulle sê, as jy staan vir niks nie, ons staan vir iets. Die ene kom ook, hy staan so by hom. Hy het 'n groot vlag wat hy hou. En hierdie geloofsgroep in Engeland loop verby. Tipe religion, ek gaan nie eens 'n religion se naam noem nie. En terwyl hy besig is so verby te stap, hy sê die ou, ons is in jou kant. En hy sê, nee my maat, jy's glad nie aan ons kant nie. En hy hou tog sy vlag op. Want hulle staan vir iets. Maar weet jy wat het ons Christene gedoen? Ons het geleer om saam die kultuur godsdienst te doen, in plaas om na God te luister. En dis die gevaarding wat geword het van ons, want weet jy wat, nou hou ons nie meer die lyn nie, want dis okay. As jy vandag vir mense sê dat jy moet trou, dan lag hulle vir jou. Hulle dink is die belaglikste konsep. Maar 'n paar jaar terug was daar vroue pan as jy dit nie gedoen het nie. Hoekom? Want die kultuur het vir ons gesê, dis okay. God se woord het nie verander nie. Die kultuur het verander. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Dankie Here, ek sê eerlik, vir ons kerk, en hoe ons mense lewe, wat ons mense probeer reg. As ek hoor vir mense, nee, ons raak verloof, ons getrou. Dankie Here vir julle wat God kies. Prys die Here vir dit. Maar die ding is, ons lewe in 'n kultuur waar all things go. En ons moet die lyn hou. Is dit maklik? Nee, dis nie. Maar God het ons geroep vir dit. We need to fight the good fight of faith. Dis wat dit is.
So ek wil volgend en hiermee gaan ek afsluit. Weirdste konsep. Weirdste skrif, as jy al hierdie name uitspreek, Louis lees dit hierdie goed vir my, en ek gaan nog steeds van hulle verkeerd uitspreek, maar let's go. 2 Samuel 23, vers 20. Crazy stuk in die Bybel. Crazy stuk in die Bybel. En asseblief, ek praat nie van moord en mense vermoor nie. Ek wil jy net iets verduidelik, soos asseblief, dit staan nou in daai stuk, so moenie idees kry nie, okay? Hierdie kerk promote definitief nie moord nie, maar ek wil jou konsep leer, that there's certain things you need to kill in your life, or they will kill you. As jy dit nie gaan doodmaak, jy gaan dit jou doodmaak, en baie keer jou nageslag doodmaak. Ek het dit al gesien. Ek het al gesien hoe sonde, nie net een huwelik opbreek nie, verstaan, die een ouer loop rond, dan die kinders, almal loop rond, al hulle huwelike val so plat, want hulle het geleer, my pa het my mooi gewys, dis hoe het lyk. I've seen it. Ek het het gesien. Ek het gesien hoe addiction, dwelm addiction, so deur een familie hardloop, benader aan sy kinders op dwelms en almal op dwelms. Christendom het ons 'n heilige naam gekry vir dit. Ons noem dit is geslagsvloeke. Okay? Dit is realiteit is wanneer jy die curse breek deur Christus Jesus se krag, help jy jou familie dat hulle nie dieselfde vloek moet dra nie. As jy hom nie veg nie en jy fight hom nie, sal jy die volgende geveg, of hulle moet dit veg, of hulle gaan ook die geveg verloor. Soos jy moet besluit, of jy staan op en sê, ek staan vir God, en vir dit wat reg is. En asseblief, as jy nou dit hoor, kan jy baie legalistiek raak. En wat sê, nee, ek gaan nou vir mense vertel wat reg en verkeerd is. My maat, nou gaan jy hoor, ek gaan vir jou sê, die Bybel sê dit, moenie jy kom met ander goed nie. Dis nie wat ek jou probeer leer nie. Ek sien nie as Jesus dit doen nie. Okay? So ons wil doen wat Jesus doen. Soos dat ons net besef, dat ons moet staan vir wat God eer. Hoe sou die Here hierdie situasie hanteer het? En jy hoef net jouself daai vraag te vra, dan beloof ek jy gaan nie baie gou agterkom. As jy kwaad is, en jy vra die Here, in wat se gesindheid, en op wat se, hoe sal dit lyk as Jesus hierdie saak hanteer? Dis die vinnigste wat die Here met jou praat. Die ding is net, is die tyd wat ons nie wil hoor nie. Ons is okay, Here, staan net een kant, ek wil net eers hierdie uitsorteer, ek sal later met jou praat. Okay, is jy reg met hom? Soos Benaja, die seun van Jojada, gedoen en met sy naam gehad onder die 3 helde. Skyf aan. Hy was geëerd onder die, nee, my Bybel sê iets anders. Maar okay, kom ons gaan daar. Hy sê onder die 30, maar tot by die 3de het hy nie gekom nie. En Dawid het hom aangestel oor sy leiwagte. Nee, hierdie voel vir baie ver. Wag, hou net aan. Is ons by vers 20. Ek soek in vers 20. Okay, ek gaan hom lees. Hierso, dis hoekom dit anders is. Benaja, die seun van Jodja, die seun van Isgai, wat afkomstig is van Kabaseel. Dis 'n verduidelikheid van sy hele nageslag en waar hy vandaan kom. Hy sê hy was 'n man van baie dade en hy het 2 sterk manne in Moab doodgemaak. Sy verduidelik dat hierdie persoon, hierdie kragtige man was in Dawid se army. Maar as iets spesifiek wat wil lees, hierdie mans is nie vir my die ding nie, is die volgende ding wat plaasvind. Wat vir my crazy is, dit waar ons van hardloop hy na toe. En ek glo die Here wil ons so courageous maak, dat ons vanoggend sal hardloop na ons probleem toe, in plaas van weghardloop. Soos hy kom by hierdie en hy sê, 2 sterk manne van Moab doodgemaak. Op 'n sneeuwdag het hy in die droë put afgeklim en 'n leeu daar doodgemaak. Wie in sy right mind klim af in 'n put om 'n leeu te gaan aanvat? Maar hy het geweet, as ek nie die leeu vandag doodmaak nie, maak hy dalk my kinders môre dood.
Dis wat jy moet besef het. Hy verstaan dat as ek nie hierdie oorwin vandag nie, sal hierdie selfde leeu dalk my lewe kos môre. En ene wat ek wil hê moet besef is, dis die probleem van kerk. Baie keer wat ons doen, ons stel net uit, nee, ons sal môre die leeu tackle, môre die leeu tackle. Dit was so jare met gym, ek het geweet ek moet gym, maar het was so lekker om te kyk hoe ander ons gym. So mooi gekyk, so jy sal ou lyk goed, hè? Great. Ek kon nie vertel wat om te eet wat reg is, ek kan nie vertel wat sy oefeninge te doen om gewig te verloor, maar weet jy wat het ek gedoen? Niks nie. Want ek wou nooit in die put afgeklim het om die leeu te veg, wat dalk my lewe sal kos nie. Nooit bereid om die leeu te veg, wat my lewe sal kos nie. Al wat ek sê is, Here bid beskerm my, maar ek doen niks nie. En dis juis daai posture, die Here sê, hy leer ons om meer as wat te wees, oorwinnaars te wees. Soos wat leer hy ons? Hy gaan jou nie leer om oorwinnaar te wees, as jy nooit in die put wil afklim, om die leeu te veg nie. Ons lees nie veel van Benaja, ergens anders in die Bybel nie. Ons lees 'n bietjie verder waar hy Egiptenaar doodmaak, met 'n spies. En hy verduidelik vir ons, maar ons lees nie veel van hom nie. Ons lees nie dat hierdie crazy individual, wat afgeklim het in 'n put, is een ding soos Dawid, die leeu het jou lam kom aanval, nou moet jy hom veg. Dis iets heeltemal anders as jy hoor 'n leeu brul, jy besluit jy gaan in 'n donker put afklim om hom te veg en oorwin, want jy's bang dat as hy loskom, wat die nagevolge sal wees. Jy toets jouself teen dit wat die vyand vir jou bring. Jy toets jouself om te oorwin eerder as om terug te staan. En ek glo die Here het ons vanoggend geroep om verskillende gevegte te veg. En ek gee nie om wat jou geveg is nie. God kan dit oorwin. Die Here maak jou sterk genoeg. Hy sê ek maak jou meer as 'n oorwinnaar. Hy sê dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne jou. Soos jy is nie te swak om ja te sê vir hierdie Jesus nie. Jy is nie te swak om te sê, leeu, vir jou sal ek oorwin nie. En ek wil vandag vir jou sê, of jou leeu is om te trou, of om uit 'n verhouding uit te stap, of jou leeu is om, of dit drank is, of jou leeu is te veel eet, of jou leeu is ongesond lewe, of jou leeu is wat ook al dit is, kan ons vandag dit aanvat op 'n goddelike manier, sodat God geëer kan word. Want ek wil vir jou sê, reg is net reg as God geëer word. Ek gaan dit weer sê. Reg is net reg as God geëer word. Vir jare in my lewe het ek geleer ek is reg as ek vir die feite kan wys. En ek gaan dit as kiesouder, my arme kind gaan dit kry. Eendag sit ek met hom, hy sê, Dad, ek sê, oude, praat met my, hy sê, Dad, ek wil nie met jou praat nie. Ek sê, praat met my, oude, hy sê, Dad, ek wil nie met jou praat nie. Ek sê, hoekom nie, oude? Hy sê, want wat pa doen is, pa wys my altyd, dat pa reg is, deur om punte te wys. En pa hoor my nie. Vir jare het ek gedink, ek was reg as 'n pa gewees. Vir jare het ek gedink, dat my feite belangriker geraak het as my kind. Maar eintlik het ek my kind versmoor, deur omdat ek nie geluister het, waar sy hart was nie. Vandag moet ek elke dag loop vir die jare wat ek gemis het. En hy sê elke keer, is nie so erg, Dad. Dankie Here, ek kon dit regmaak, dankie Here, hy het my weer 'n kans gegee. Maar ons kan dit mis so maklik. Omdat ons dink, omdat ons reg is, omdat ons die geveg wen. You win the fight, you lose the battle. Maak seker dat die leeu wat jy veg is 'n leeu van geloof en nie mense nie. Moenie die cage instap met mense nie. Stap in die cage om God te eer.
ook seker. Mense, dit is taaf, dit is nie maklik nie. Die Here weet, dit is die moeilikste ding. Ek het self in my lewe al sulke taffe battles wat ek moes gefight. Mense wat ek voor goed is, man, lewe gee ek, laat hulle verniet bly in my huis, ek gee vir hulle kos soveel keer, en dan sê ek vir hulle, yes, ouens, dis die 3de of 4de maand wat hulle nie kan betaal, en ek sê, julle gaan moet gaan, toe hulle uittrek, hoor ek net hoe sleg gesek, en hulle beswadder by oral waar ek gaan, en ek was so goed vir jou gewees, maar weet jy wat was my probleem gewees, hoekom ek dit gemis het? Want ek wil goed gewees het, sodat hulle weet, ek is goed vir hulle. In plaas dat ek goed was vir hulle, omdat ek God wil eer. Ek wil goed gewees het vir hulle, sodat hulle, wat ek soek eintlik aanvaarding van hulle af. Dis nou baie bloed, maar dis wat dit is. In plaas, dat jy goed is, omdat jy God wil eer. Want dan sal jy nie moeg word nie. Dan sal jy nie moeg word. Hy sê, onder andere, ek is besig om te werk met 'n reeks, as julle sal later doen, waar 'n reeks werk oor hoekom ons create is, en hy sê, ek het jou geskape vir goeie werke. Dis een van die goed hoekom jy aan mekaar gesit is. Soos jy sê geskape is, sodat my vrou moet dink, ek is vir goeie werke, vir haar vir goeie werke gecreate nie. Nee, ek is gecreate vir goeie werke, of sy dit nou raak sien of nie raak sien nie. Dis wie ek is. Maar as sy sien dit nie raak nie, dan gaan ek ophou. Wow, dan doen jy nie vir die Here nie, dan doen ek dit vir haar. Maak dit sin vandag? Wat is jou leeu vandag? En so ek sê ek vir almal, dit is nie as jy sukkel met dwelms, dan is dit anders as die ou wat sukkel met sy gewig nie. Ons almal het 'n leeu. En vanoggend wil ek jou vra, is jy bereid om daai leeu heads on te veg? So vanoggend wil ek weer vir Eloise vra, sê vir my weer opkom en net bietjie weer speel. En ek wil jou volgende geleentheid gee om af te klim in 'n put. Die put is donker. Baie keer wil ons in 'n put inklim nie, want dit is donker. En weet jy wat se ergste van ons weer as 'n leeu daar binne. Dit raak al hoe weerder hoe laat meer ons afgaan. Dis nog enig as ons die bo is en jy sien op 'n bietjie lig, want ek kan haar nog sien as hy na my kant toe kom. Maar meer ek afstap, en hy het nie afgestap met sy 50 cal nie. Hy het nie afgestap met sy 300 Win Mag nie. Hy het nie gehad nie. Hy moes dit dalk met 'n mes of kaal hande aangepak het. Maar hy moes die leeu gaan oorwin het. Ek wil vandag vra, miskien het jy iemand verloor in jou lewe, waar jy net voel, dis nie meer die moeite werd om te veg nie. Jou battle is om elke dag net asem te haal en weer aan te gaan. Want jy het jou kind verloor. En hy sê, Here, ek kan nie meer nie. My kind, Here. My kind, Here. Of het jy werk verloor, of jy, elke leeu lyk anders. Maar die Here wil hê dat elkeen van ons moet daai leeu oorwin vandag. En weet jy wat doen? Hy gee jou al die krag om dit te doen. Een van my favourite stukke in die Bybel is Dawid staan vir Goliat. En hy sê vir hom, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Maar ek kom na jou van die God van die leerskare. Hy besef dat sy geveg is nie, was dit 'n fisiese geveg? Ja, dit was. Maar hy het dit geestelik toegevat. En dis waar sy oorwinning was. As Dawid moes gesê het, o, jy is my slingervels goed. Of hy moes gesê het, ek glo dis dit of daai. Nee. Terwyl hom hierdie massiewe wil aantrek, om te lyk soos 'n warrior, toe sy trek hierdie klere uit, hy gaan doodgaan heen. Ek wil vandag vir sê, mag jy besef, as die wêreld jou aantrek, of jy jouself probeer aantrek, you're gonna die in it. Of wen jy die battle, you will lose the war. Behalwe as ons die Here soek. Dus voordat ons goed doen, kan ons nie het God raadpleeg hoe dit lyk nie. Amen.
Maak dit sin? Toe ek weer die storie van Benaias lees, nog 'n kere. Help my. Dat ek courageous sal wees. Help my om te wees dat ek die leeu sal veg. So ruk terug het ek begin besluit om te oefen en ek probeer so gereeld as moontlik oefen. Al kan jy dit nie sien nie. Ek het 'n keuse gemaak. Dit was die vakansie, okay. Maar mag ons leer om regtig in die volheid van die Here te leef.